Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Dit is lekker om saam met jullie te wees, soos gewoonlik. En hierdie jaar het met 'n bang begin. Ek weet nie waar jy is in jou lewe nie en hoe jy jou lewe hanteer nie, maar hier by ons het dinge, ek wil sê ons het die grond geslaan terwyl ons hardloop hierso. So dinge is op en aan die gang en ek wil jou vra hierdie week en dit is ons tema, hoe spandeer jy jou tyd? En die tema van die week is spandeer jou tyd op 'n wyse manier, of spandeer jou tyd wys. En wat doen ek en jy met ons tyd? En ek wil amper vir jou sê, is daar plek in ons lewe wat ons regtig tyd spandeer met die Here? En ek kom agter mense is ontsettend gejaag. En ek weet nie of dit net ek is nie, maar dit voel vir my 2025, ek weet nie hoekom nie, is een van die jare wat ek beleef, nie net ek nie, maar ander mense ontsettend gejaag is. Ek beleef hoe mense regtig net nie by alles uitkom nie, en hoe mense, jy kan sommer sien, hulle vat nie grond nie, en mense groet so nie verbygaan en sê besig. En ek wil so 'n bietjie met jou gesels daaroor hierdie week, en die Here raak dit in my hart ook om vir my te sê dat ek is besig om baie tyd en baie dinge te spandeer, maar te min tyd saam met hom. Nou, ek dink nie ons kan ooit genoeg tyd met hom spandeer nie, maar ek glo as dit ons fokus is, as dit ons begeerte is, dan lyk ons lewe so 'n bietjie anders. Nou wil ek met jou deel, die Bybel uit in Kolossense 4 vers 2, is Paulus aan die woord, en hy sê die volgende dan in vers 2, hy sê, volhard in die gebed, bid terwyl jy geestelik waaksaam en dankbaar is. Hy sê volhard in die gebed, en dit is een area wat ek dink ons soms in ontbreek. Jy weet, ons bid voordat ons eet, die meeste van ons Christenhuise doen dit, maar is ons regtig op 'n plek waar ons volhard in gebed? Met ander woorde, kry ek myself deur die loop van die dag besig om te bid, besig om in te tree vir mense. Wanneer ek regtig voel dat, dinge is oorweldigend vir my, is ek op 'n plek waar in steede van ek gryp na iets, of dit nou 'n vape, 'n sigaret, 'n McDonald's burger, wat ook al, is ek op 'n plek waar my go-to, soos die Engels sê, waar dit Christus is. Of is ek so ingestel op die wêreld dat ek maar net die volgende ding kies wat my besig hou, en ek wil amper sê wat my aandag aflei van die groot dinge in my lewe. Nou Paulus kom herinner my en jou dat ons gedurig moet bid, ons moet volhard in gebed, beteken ons moet permanent in gebed staan met Christus. En dit is my gebed vir jou vandag dat jy dit sal besef, maar nie net dit, dat jy dit sal uitleef, dat jy 'n lewe van gebed sal leef, naby aan die Here. En as jy daaraan dink, die een ding wat die disippels Jesus vra, is hulle sê, Here, leer ons hoe om te bid. En dit sê vir my of jou iets van sy gebedslewe. Hoe het sy gebedslewe gelyk, dat dit die ding is wat hulle die meeste begeer? Nie, Here, leer ons hoe laat jy net iemand opstaan uit die dood uit, of leer ons hoe laat jy iemand opstaan wat krepeel is, of hoe genees jy iemand se oë, of hoe het jy hierdie wonderwerk doen nie. Here, leer ons hoe om te bid. Christus se verhouding met die Vader was dit wat die disippels begeer het. En ek glo dit het een van die hoekstene gevorm van sy bediening, was daai verhouding. Mag ek en jy op daai plek kom, wat ons gebedslewe, ons gesprek wat ek en jy het met God elke dag, op so 'n plek is dat dit ander mense trek, dat mense my en jou begin vra, hoe leef jy so naby? Leer my ook bid soos wat jy bid. Mag Here jou seën, nie net hierdie week nie, maar in hierdie een. Ek gaan 'n vinnige gebed saam met jou doen, maar mag dit jou begeerte wees, om hom te ken, om hom tyd te spandeer, en om regtig, om intiem te leer ken deur gebed. Here, dit is ons voorreg vandag, om U in te nooi in ons harte in. Here, vergewe my, enigiemand wat vandag saamstem, dat ek te min tyd by U spandeer. Dis ons begeerte, Here, om U beter te ken, om meer tyd in gebed te spandeer, en ons vra dat U ons sal seën. Dankie, Here, dat ons U kan ken, mag ons U selfs beter leer ken, deur tyd saam met U te spandeer. Mag ons totaal bewus wees, konstant, Heilige Gees, Here, help ons daarmee, dat ons konstante begeerte en 'n bewustheid sal hê, dat ons tyd met U moet spandeer. Eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons vandag tyd spandeer het. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Sien uit om jou môre te sien. Totsiens.